Dis hy, goeienaand en baie welkom by dit is ons derde laaste sessie vir hierdie reeks by week Hmm. 8 dankgebede. Dis lekker om julle almal weer te sien en net weer 'n disclaimer. Gustav Miranda hier, julle is nou eintlik op vakansie. Julle laaste week of is dit julle laaste dag voor julle terugkom? Laaste week. Die laaste week. Okay. Al die pad in Magaliesberg, nee. Nee. Galagadi. Kalahari, okay, ekskuus, Ja. okay. Dit is die enetjie, sorry. Ja. In Kalahari. So hierdie is voor die tyd opgeneem, maar ek is in die chats. Ek sal daar met julle gespreksvoering saam met julle deelneem. Maar ja, julle is nou op vakansie en bietjie weg en ek hoop julle geniet julle laaste week. Soms so 'n boodskapie vir die toekoms. Dankie. Okay. Net so vinnige admin, wel, icebreaker dan almal inskakel. Gustav Miranda, wat is die oudste kledingstuk in jou kas wat jy steeds dra? Dis 'n interessante vraag. Ek kry 'n bietjie skaam oor myne, maar ek sal maar sê. Hoekom is dit 'n onderbroek? Daarom nie. Ek probeer nou dink, weet jy, ek het 'n paar boots gekoop in 86. En ek het dit nog, en as dit winter is, hier by ons kry ek nou nie baie kans om dit te dra nie, maar as dit winter is en ek kry kans om dit te dra, dan dra ek dit nog steeds. Dit was daai jare een van daai impulsiewe kopies, want dit is sulke slangvel insetsels gehad. Ek het amper 'n maand se paaiement op die huis maar in daai jare was dit R180 'n maand vir jou huis, maar ja. Dit is wel lekker. Ja, so dit is die oudste een wat ek in my kas het. Ek het toe ons in 2001 in die Kaap was, vir my so 'n warm ding gekoop. Hy het so Ja, op Kaappunt. Kaappunt. Ek onthou dit. Hy het so Kaappunt borduur wapen op. Ek dra daai ding nog steeds. As dit winter is dan dra ek hom. Ek dink dit kwalifiseer seker as die oudste ding in my kas. My troupa hang nog daar, maar ek het hom baie lank lank Ek dink nie hy pas. Ja. Ek moet nou sê, as ek nou dink, as ek klere gehad het van 2001 in my kas, dan kon ek nou dalk vir Lira aanpas. Ja. Maar so ek het dan al daai klere ontgroei. My klere is nou nie so oud nie. Maar ek het net so vermoed dat hy dalk in 'n bietjie van 'n slegter kondisie as julle sin. Maar ek sal nooit vergeet nie. Elke keer as ek 'n hemde dra, my pa het my in my eerste jaar, net voor ek begin swat het, toe gee hy my geld, want toe het hy my 'n maandelikse toelaag gegee. En hy het my gesê, okay, hiermee moet jy jou eie klere koop en jy moet plan maak en jy moet gaan maak werk. En ek sal nie vergeet, dit is R1500 gewees. En ek het daai maand want dit is net voordat ek koshuis toe gegaan het en voordat ek daar my toelaag moes spandeer aan kos en petrol en elektrisiteit en al daai goed. So ek moes my hele jaar se klere koop met daai geld. En ek het deur Tygervallei geloop, winkel vir winkel, gekyk na wat se hemde, wat se broeke pas en ek het die prys neergeskryf en dan het ek dit so uitgewerk. So ek het nog 'n paar hemde van toe af, maar mense kan sien, dis van toe af nog. Hulle En is dit so 'n nie paar gaatjies blyk. Maar eintlik nou dat ek daaraan dink, dit is nie die oudste ding nie. My oudste ding is seker tekkies van so 13 jaar oud. Wat hulle gaap nou al so, maar dit lyk dit is al my backup skoene. As my huidige skoene begin ingee, want dis toe my pa nou nog steeds vir my klere betaal het, so dit was ordentlik gewees. En nou as ek skoene koop en dit hou nie so lank nie, en dan gaan ek weer terug na hulle toe tot ek nuwe kan bekostig. Maar ja, dis van my kant af. Ek weet nie julle by die huis, want weet ons gerus in die chats wat julle oudste kledingstukke is. Ek is baie nuuskierig om te hoor wat nog oorleef in die kas. Maar okay. Vinnige admin, onthou asseblief om in te check om vir ons te sê jy het die sessie gedoen. Oor 3 weke gaan ons 'n finale opname doen en kyk wie dit saam voltooi sodat ons sertifikate kan uitstuur. So asseblief onthou, gebruik skyn die QR-kode teken so in of klik op die link wat in die description sal wees en in die chat van hierdie video. Dan as jy nog nie gelike en subscribe het nie, onthou asseblief klik vir ons die subscribe button of klik die like knoppie. Dit is maar net 'n manier dat ons die boodskap beter kan uitdra daar buite en nog meer mense kan bereik.
en ook so 'n groter impak kan maak vir die koninkryk van God. Maar okay, ekskuus voor ek vergeet. As jy wil deel word van die WhatsApp groep waarop ons gesels daar word die gespreksvlak 'n bietjie in diepte uitgebrei oor, want daar kan ons daar het jy meer karakters om te tik, nie beperk tot die 160 karakters nie. Scan die QR code, die link is ook in die description en in die chat. So ja, en dan net vinnig commercial break. Na 3 weke maak ons klaar met hierdie reeks, maar dan begin ons met die volgende een. Wie is die regte Jesus? Ons kyk na Openbaring 1 vers 7 tot 20 en onder andere waar ons lees, sy hele voorkoms is soos die son wat op sy helderste skyn. Christus is wie hy sê hy is en hy gaan doen wat hy sê hy gaan doen. Ons kan op hom vertrou. So moet dit nie misloop nie. Sien julle dan. Okay, dit is dan die admin gedeelte vir vanaand. Miranda, kan ek vir jou vra om vir ons die aand op te dra in gebed? Baie dankie. Here Jesus, baie dankie dat ons hier by mekaar kan kom en dat ons weer eens nie kan gesels oor dit wat U van ons verwag in die woord. Here, U sê dat ons in alle omstandighede altyd dankbaar moet wees. En ons as mense is partymal so geneig om onvergenoegd en ondankbaar te wees. Help ons, Here, om altyd dankbaar te wees teenoor U en dit wat U vir ons doen en dat ons altyd sal sien, U plan sal sien en nie net ons eie dinge en die moeilikheid rondom ons sal raak sien nie. Gaan met ons in hierdie studie vanaand, Here, en maak ons harte oop om te luister en om iets nuuts te leer, dit wat U graag vir ons wil sê. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. 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 Ja, baie dankie julle. So, ons is op bladsy 91, die van julle wat wil volg in die boekie. Ons begin met Psalm 100 vers 4 tot 5. Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange, dank hom, prys sy naam, want die Here is goed, want sy liefde is daar geen einde nie. Sy trou duur van geslag tot geslag. En dan Dr. David Jeremiah sê, no matter what our circumstances, we can find a reason to be thankful. Ek dink daar so 'n liedjie wat ek lank terug gehoor het, maar dit gaan ook oor dankbaarheid en hy sê hoor, as jy niks goeds kan sien nie, dan sê vir die Here dankie dat jy kan sien, want ten minste het jy oë, jy soek vir iets. En die punt is, daar is iets om voor dankbaar te wees. Niemand kan op 'n plek kom in 'n lewe waar daar absoluut niks is om voor dankbaar te wees nie. Wel, dis waarna ons verder gaan kyk vanaand. So, ja, Gustav, Miranda, terwyl ons nou die inleiding doen, is daar iets waarvoor julle spesifiek dankbaar is, wat julle wil knigdalk? Want ek sien daar's 'n lysie wat ons hier ook kan maak. En ons hoef nou nie elke keer nou op die spot 10 te gee nie, maar ek dink as daar iets in julle lewe is wat julle dalk voor dankbaar is, wat uitstaan. Weet jy, ek dink as 'n mens eers begin om 'n lysie te maak van goed waarvoor jy dankbaar is. Dis soos daai a million little miracles and blessings daar's net nie genoeg papier om dit alles op te skryf nie, maar ek dink my grootste ding is seker maar as ek nou moet gaan nou, is dit ons lewe saam. Ek dink ons het 'n goeie lewe saam. Ons het vir my kinders, ek is dankbaar vir my kleinkinders. Dit gaan goed met hulle almal. Weet daar's so baie mense wat hulle kinders praat nie eers met hulle nie en sulke goed nie. En ons kinders wil graag met ons kuier en ek dink is iets wat ek vreeslik dankbaar vir is dat ons kuier lekker saam en ons is ja, en ek meen wat jou huis, jou alles wat jy het. Daar is net te veel om op te doen, maar ek sou sê daai is my belangrikste. Dit is my gesin en my familie en ons is almal lief vir mekaar. Daar's nie onmin of enige sulke goed nie wat vir my baie spesiaal is. Gustav? Ja, ek dink by my is dit maar dieselfde. As ek nou my lysie van bo af kyk, dan sê ek my vrou, my familie, my gesondheid. En dit is in die volgorde. Ek dink seker meer as enige iemand anders besef ek die waarde van gesondheid, omdat ek dit vir 'n ruk lank nie gehad het nie. En wanneer dit so, hoe sal 'n mens nou sê, frugal of so brittel, so sensitief is, dat jy weet, maar dit kan so weggevat word. Dan is dit iets wat ek nogal voor dankbaar is dat die Here ons seën met gesondheid en met krag om elke dag te kan doen wat ons doen en so aan, want regtig,
Dis in die hand van die Here, as hy dit wil wegvat, vat hy dit weg. En vir 52 dae lê op jou rug en jy kan niks doen. Ekskuus, Marana, gaan jy? Ek dink Chris, jy het dit genoem van die oom wat gesê het, hy is dankbaar want sy bed is leeg en sy skoene is vol wanneer hy opstaan. Iemand het dit gesê. Dit's nie ek nie, maar dis baie cool. Maar ja, ek weet nie wie dit dan gesê het, maar dit was vir my so mooi om te dink elke oggend as ek opstaan, my skoene is vol en my bed is leeg en dit is die eerste ding waarvoor ek is ek het opgestaan. Ja, dis wonderlik, dis wonderlik. Ek dink maar nou net, Gustav, dis jammer soms dat mens want ek herken nou aan my kant, ek is baie dankbaar vir my gesondheid, maar dis nie vir my so hoog op my lysie nie. Maar mens is geneig om eers te waardeer wanneer dit weggevat is. Ja. En ek dink Gustav, dis nou wat jy van getuig het onder andere. En ek hoop vanaand kan ons bietjie uitgedaag word om te soek en werklik waar te waardeer dit wat ons het in die Here, want dit is net 'n guns van hom. Ek bedoel alles. En dan het gesê die Marian Little Miracles. En eintlik is dit iets groter. Ek bedoel die dag oor my kop, die klere wat ek het om aan te trek, die feit dat van my klere 10 jaar gehou het, is 'n wonderwerk. Dis alles die Here wat vir ons uitkyk, net op 'n ander manier. Ek dink ons moet moeite doen om dit te soek. Maar as jy nou van my kant af ook kan sê, die twee wat vir my uitstaan is my familie ook natuurlik, my vrou, my dogter en dis nou vir ons baie nie dat ons die familie begin het nog maar net dis nou amper 'n jaar, so dalk nou nie meer so nie, maar dis my regtig 'n opwindende tyd waarvoor ek dankbaar is vir die Here. Maar die ander ene is vir my die geleentheid wat ek het om voltyds in die bediening te kan werk. Ek het op 'n stadium gedink dit gaan nie moontlik wees nie. My hart was daar en die Here het deurgekom. En ek is baie dankbaar want ek kan nie myself op 'n ander plek sien nie. Ek dink ek moet ook net melding maak. Een van die goed wat ek op my lysie gesit het is TGK. Vir ons wat so lank sonder 'n vaste kerk was, om vas en betrokke te wees in 'n kerk waar jy die Here kan dien en vir hom kan werk. Dit beteken so baie en ek dink daar's soveel mense wat nie die voorreg het om so te kan aanbid saam met mense nie. En dis vir my absoluut 'n wonderlike gawe en 'n voorreg om dit te kan doen. Dankie Gustav, dankie vir die terugvoer daaroor. En ek hoop regtig almal wat inskakel luister dat julle dieselfde kan sê van die gemeente, of jy nou by TGK aangeskakel is of nie. Want die waarde wat daar is in 'n geloofsgemeenskap is werklik waar van onskatbare waarde. En ek is bly julle kan getuig daarvan by die kerk. So dankie. Maar okay. So hier is sommer net 'n paar praktiese voorbeelde van dankbaarheid en ek is bly ons kan so begin. Want dankbaarheid is krities. Okay, waarvoor is jy dankbaar? Dis wat ons nou net behandel het. Okay, dankgebede. Ons is op bladsy 92. Gustav, kan ek vir jou vra om vir ons daai versie te lees asseblief? Versies. Sorry. Reg. Op sy reis na Jerusalem toe het Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. Net toe hy 'n sekere dorpie wou binnekom, kom 10 melaatse mans hom tegemoet. Maar hulle bly op 'n afstand staan en roep hard: "Jesus, Here, ontferm U oor ons." Toe hy hulle sien, sê hy: "Gaan wys julle vir die priesters." Op pad daarheen het hulle gesond geword. Een van hulle het, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. Toe sê Jesus: "Was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie man wat nie eers 'n Jood is nie?" En vir hom sê hy: "Staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered." Dan sê hy. So, ja, dit bring ons by die eerste stukkie dankbaarheid word van ons verwag. Iets wat ek wel wil uitlig, wat my kosbaar is, in hierdie interaksie wat Jesus het met die Samaritaan, met hierdie melaatse mense wat hy nou genees het, is hy die 9 genees. Hulle het gevra vir genesing, die Here het hulle genees, maar die een wat teruggedraai het en in dankbaarheid voor Jesus voete neergehad het, vir hom het Jesus gesê: "Jou geloof het jou gered." Hierdie ou is ook gered vir die ewige lewe. Dit is net my iets kosbaar om te sien, dis waartoe sy dankbaarheid gelei het, dat hy ook die ewige lewe saam ons kan geniet. Maar okay, dankbaarheid word van ons verwag.
Voordat ons dit opdeel of verder gaan, wil ek net die volgende versie lees. Skus, Gustaf, as jy vir ons kan lees. Toe sê Jesus, was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie. Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie man, wat nie eers 'n Jood is nie? Ja, so. Ek dink dit is duidelik hierso dat Jesus het eintlik verwag dat hulle almal moet terugkom en dankie sê. Dit is 'n verwagting wat hy het op ons. Al het hy nie eksplisiet vir hulle gesê nie, is dit iets wat ons behoort te doen. Maar is daar iets vir julle uitgestaan het in daai gedeelte in die boekie Gustaf en Miranda? Vir my net hierdie opskrif is dankbaarheid word van ons verwag. Ek dink nie dit is as jy wil, kan jy dankbaar wees, of as jy nie wil nie, hoef jy nie te wees nie. Ek dink dit is 'n opdrag, soos wat Tessalonisense sê, wees altyd in alle omstandighede dankbaar. Dis nie 'n keuse eintlik nie, dit is 'n opdrag. Amen. Jou gesindheid moet een van dankbaarheid wees eintlik. Ja, daar's 'n paar sulke opdragte in die Bybel. Een van hulle wat, dit klink nie asof dit regtig 'n opdrag kan wees nie, maar wees lief vir mekaar. En jy weet, as 'n mens Efesiërs 5 nou gaan kyk waar Paulus sê, manne, julle moet julle eie vroue lief hê. Hoekom so opdrag gee as die goed van nature net daar is en so aan? Omdat daar 'n effort ingesit word, glo ek maar, is jy moet dit doen. So daar's nie 'n kwessie van wel ek en jy gaan skei, ek's nie meer lief vir jou nie en so aan nie. Want die Bybel sê dis 'n opdrag. En as ek dan sê maar ek is nie lief vir jou nie, dan beteken dit die opdrag van die Bybel voer ek nie uit nie. En baie van die goed gaan maar oor ons gesindheid. Hoe's ek ingestel? Is my keuse in die oggende wanneer ek wakker word blydskap, of is dit om 'n lankmoedige gesig, 'n gelang gesig te hê en dit te sê kyk hoe swaar kry ek en kyk kry my jammer. Hoe staan ek op en wat is die keuses wat ek maak wanneer ek stil word voor die Here en sê Here, seën my in hierdie dag. En net so is dankbaarheid, want vinnig as my ingesteldheid op goed is en nie op sleg is nie, dan gaan ek sien, maar hier's baie redes in my lewe waarvoor ek dankbaar kan wees. Ek het Ekskuus Chris, ek val jou heeltyd in die lede. Ek het eens iets gelees wat sê your altitude is determined by your attitude. So hoe goed dit met jou gaan is baie van jou insig af. Jy weet jou wat is attitude, jou houding. So dit is 'n term wat uit vlieg uitkom. So attitude vir 'n vliegtuig beteken hoe's jou angle of attack op die lug. So as deze is 'n flat attitude, hierdie is 'n nose up attitude en dis 'n nose down attitude. So jy kan nou vir jouself dink met 'n nose down attitude is jy op pad grond toe. En as jy 'n level of jou neus kyk reguit vorentoe, dan gaan jy net reguit vorentoe vlieg. Maar met jou neus 'n bietjie opgelig, gaan jy altitude gain en jy gaan opgaan boontoe. En so dis 'n vliegterm, maar dit is so van toepassing op ons as Christene ook. Is my houding bepaal die hoogte wat ek vandag gaan vlieg. Dis baie mooi. Dis nogal wonderlik om so daaraan te dink. En Josef weet net gesê as ek die regte houding het, as ek opstaan met dankbaarheid, kies ek om my vreugde in die dag te vind. Ek kan nie presies woorde onthou nie, maar ek kry soveel wonder hoor jy maar vreugde, emosies is nie iets wat ons totaal en alle beheer het oor nie. As ek net so kan sê, as iets slegs gebeur, dan is ek te hartseer. My emosie is 'n reaksie op dit wat gebeur het. As iets wonderliks gebeur, is ek bly. Maar tog word ons net soos wat ons beveel word om dankbaar te wees in die Here, word ons beveel om ons vreugde te vind in hom, om met blydskap te leef. En ek dink om 'n doelbewuste besluit te maak om hierdie opdrag te volg en om dankbaar te wees, een van die natuurlike gevolge gaan wees vreugde, want my aandag is gefestig op die positiewe dinge. Ek sien dit wat goed is raak en ek kan my daarin verbly en verheug, want dit is die wonderlike, dit is die mooi dinge. En dan word ek nie so te neergedruk en hartseer vir dinge wat ek nie oor hoef hartseer te wees nie, as dit sin maak. En Paulus sê dit ook so mooi wanneer hy sê ek strek my uit na die dinge wat voor my is. So ek het nie regtig
'n saak met wat agter my is en wat gebeur het nie, want ek kan niks daaraan doen nie, maar ek strek my uit na wat voor my is. Ja. En daar's soveel mooi goed wat vir ons voor lê. Veral as mens fokus op dit wat in die hemel is. Ons kan daaroor bly wees. En iets wat ek ook net weer wat vir my uitgestaan het is daai laaste sin wat Johan geskryf het. Dankbaarheid wys dat die ontvanger van God se seën verstaan dat 'n onverdiende guns aan hom bewys is. En is dit nie waar nie dat alles beskryf van die Here is onverdiende guns? Ek het nie verdien nie, maar nou kan ek bly wees daaroor want ek het dit gekry. Dis 'n geskenk verniet van die Here af. Jy weet Chris, ek dink hier gaan dit ook daaroor dat hierdie manne moes in die tyd geweet het, Jesus gaan rond en hy maak mense gesond. So, ons bly op 'n afstand want ons is melaats, ons mag nie met hom meng nie, ons mag nie te naby kom nie, maar ons fokus hou aandag op ons probleem en ons sê, "Jy, kyk hoe lyk ons van die melaatsheid." En my verwagting is, hy moet my nou gesond maak. Dis 'n verwagting. En dis hoekom toe hy dit doen, okay, wel, daar's hy. Hy het dit met ons ook nou gedoen. Daar's nie die dankbaarheid wat die een siel gehad het om te sê, Here, ek is ewig dankbaar vir dit wat gebeur het. Ja. Nee, dit is baie waar. En ons moet waak teen 'n ondankbare houding. Maar okay, kom ons kyk na daai eerste gespreksvraag. Ons lees Kolossense 3 vers 16. Wat leer ons vir dankbaarheid in hierdie vers? En watter byproduk sal daar wees as ons dankbaar is volgens hierdie vers? Maar dan sal jy vir ons lees asseblief. Kolossense 3 vers 16. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liede tot eer van God sing. So, wat leer ons in hierdie vers oor dankbaarheid? En watter byproduk sal daar wees as ons dankbaar is volgens hierdie vers? Ek dink die Here moet verheerlik word in my dankbaarheid. So ek moet vir hom die eer gee wanneer ek dankbaar is, nie vir enige iets anders nie. Hy moet die eer en die lof kry daarvoor. En ek dink as my hart dankbaar is, dan sal dit in my optrede uitkom. Ek sal meer liefde, ek sal vergifnis en daar sal meer eenheid onder mekaar wees, wat dan weer eens net die kerk en die liggaam van Christus versterk. Ek dink dit is wat sal uitvloei uit dit uit as ek meer dankbaarheid wys. Ja. So ek dink kom ons lees hierdie vers kronologies. Jy begin bo en die eerste ding wat sê die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Dis die beginsinnetjie. En dan leer en onderrig mekaar met alle wysheid. So nie almal gaan weet waaroor gaan blydskap en waaroor al dankbaarheid gaan en so aan nie. So ons moet seker maak Christus se boodskap bly in ons, soos wat hierdie teksvers sê. Dan moet ons mekaar leer en dan die dankbaarheid in julle harte met dankbaarheid in julle harte. So hier is die opdrag. Moet julle psalms sing, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God. So vir my, dis nie dankbaarheid en die uitvloeisel van dankbaarheid is al hierdie ander goeters nie. Ek dink dit gaan oor gehoorsaamheid, dat ek Christus se boodskap in my laat bly, ander leer, en dat ek dan nou dankbaar sal wees as gevolg daarvan. Ja. Dit is my interpretasie, my nederige een van die vers. Ja. Nee, ek stem saam en ek dink net van my kant af, wat ons hier leer oor dankbaarheid is net weer eens ook, dis 'n verwagting van die Here. Ek bedoel, Paulus gee 'n paar opdragte aan hulle, en om dankbaar te wees met jou hele hart, en as ek nou kyk dan na dankbaarheid sê hy, as ek net die vers weer kan lees, ek lees hom vir ons, met dankbaarheid in julle harte, moet julle psalms, lofgesang en ander geestelike liedere van God sing. En ek dink, wat ek daarin lees is, al hierdie goed wat hy sê wat moet gebeur, hierdie opdragte ons wat mekaar moet leer en blydskap wees, dankbaarheid moet sentraal wees in die hart, en dis onder andere waar uit dit uitvloei. Want dit bring ons by die volgende deel, wat is die byproduk van ons dankbaarheid? En dis die lofprys en aanbidding, dis die vreugde, die eer wat ons gee. En as ek dankbaar is vir iets, dan gee ek die persoon, of die Here in die geval, die eer vir dit wat ek ontvang het.
En ek dink dankbaarheid moet, ek wil nou nie sê die source wees nie, maar wanneer ons fokus op die boodskap van Christus, dan dryf daardie dankbaarheid ons aksies, dit dryf ons lewe, dit dryf ons gehoorsaamheid aan die Here. En dis wat vir my kosbaar is in daai stukkie ook wat ek wegvat daar. Nou okay. Dan kom ons by die volgende ene. Dankbaarheid is 'n vrywillige keuse. Ons lees hier uit die Engels: When you offer a sacrifice of thanksgiving to the Lord, offer it of your own free will. Leviticus 22 vers 29 in New King James Version. So, ja, dankbaarheid is 'n vrywillige keuse. Ek weet nog Miranda, iets wat jy wil uitlig daar vir ons. Ek het hierso gehighlight, dankbaarheid moet uit my hart uitkom. Met ander woorde, dit moet opreg wees en dit gaan vir my weer daarvan, die Here ken my hart. Hy weet, is dit net woorde wat ek sê of is dit 'n regte dankbaarheid wat uit my hart uitkom. Ek dink ons vergeet baie gou wat die Here vir ons gedoen het in die verlede en ek weet ek het dit al genoem, maar dis hoekom 'n gebedsjoernaal vir my soveel betekenis het. Jy kan altyd teruggaan en net weer dankbaar wees vir goed wat die Here in die verlede al vir jou gedoen het en wat hy nog steeds doen. Ja, ek weet nie, ek dink dit moet uit jou hart uitkom en dit moet, want die Here ken jou hart. Ja. Ja, ek wil maar net weer aansluit by dit wat ons nog die hele tyd sê is, dis 'n vrywillige keuse. So, of ek is dankbaar of ek is nie dankbaar nie, en dit is maar 'n keuse wat 'n mens maak. En ek kyk nou maar na die kleintjies, wanneer ons hulle leer en jy gee vir hulle iets en hulle sê nie dankie nie, dan sê van sê dankie. En op 'n stadium kom 'n mens waar mens verwag, maar hierdie kind moet nou al verstaan waaroor gaan dankbaarheid. En kyk 'n bietjie om jou rondom te kyk, nou hoeveel kinders het 'n begrip vir wat beteken dankbaarheid. En dan is 'n mens partymal nogal 'n bietjie geskok om te sien, maar jy weet, daar's by baie mense 'n sense of entitlement. Ek is geregtig op dit. En die dankbaarheid kom nie saam met dit nie. En hierdie sê so mooi, dit is 'n vrywillige keuse wat ek maak om 'n lewe van dankbaarheid te hê. Ja, dis mooi. Dis eintlik maar presies wat vir my ook uitstaan, soos jy ook gesê het, Miranda, iets wat uit die hart uitkom. En ek dink wat vir my soms moeilik is om te begryp, soos dit moet uit die hart uitkom. In die hart voel ek al, dis iets wat ek moet wil doen. Maar soms voel ek nie altyd dankbaar nie, as ek dit so kan stel. As dinge skeefloop elke dag of deur die dag alles skeefloop, dan het ek nie net hierdie gevoel om te wil dankbaar wees nie. Maar daai keuse wat ek maak, is ek oortuig kan my beïnvloed my hart. As ek besluit, as ek die keuse maak om te fokus op dit wat goed is, dit wat reg is, dit wat die Here gedoen het, dan gaan dit my hart verander. Dit begin by die keuse en dit vloei oor in die hart en dit vloei oor in die res van my lewe. En ons kyk nou daarna. Maar wat Johan hier geskryf het, dink ek is baie waar. Wanneer dit goed gaan, sê ons nie altyd dankie nie. En mense aanvaar dit half net. Ons is geneig om dit te aanvaar vanselfsprekend. Maar wanneer daar 'n krisis is, vergeet ons van al die goeie dinge en van God se guns in ons lewens en konsentreer net op dit wat verkeerd is. En Miranda, ek wil bylas wat jy gesê het oor die gebedsjoernaal wat so belangrik is. Ek dink dit is veral in die krisistye so belangrik. Want as ek in die goeie tye onthou het wat die Here gedoen het, as ek fokus daarop, dan gaan ek nie so neergedruk of omkant gevang word deur die krisistye nie, want ek het 'n goeie fondasie en ek weet dit wat die Here gedoen het, hy kom deur, hy is daar, ek het goed om voor dankbaar, dit is ingeoefen en gereed vir wanneer dit moeilik gaan. So ja. Ek dink ook net, jy weet, 'n liefde is 'n werkwoord. Ek dink dit is nie iets wat sommer, jy moet partymal hard werk om vir iemand lief te bly. Of vir iemand lief te word. Ja. Ek is nou nie 'n taalkenner nie, so ek weet nie of dankbaarheid ook 'n werkwoord is nie, maar dit is iets wat jy aan moet werk. Dit gaan nie van nature altyd kom nie. So in die oggend as jy opstaan en jy voel so 'n bietjie goor en jy het nie lus vir die dag nie, dink aan 2 of 3 goed wat jy het wat jy dankbaar voor kan wees. En onmiddellik gaan dit jou al klaar in 'n ander stemming sit vir die dag, want daar is iets
om voor dankbaar te wees. En dit is altyd iets. Ja, nee, Daar's 'n liedjie wat nou met hierdie in my kop opgekom het. We bring a sacrifice of praise. Almal behoort dit seker te ken, maar dit is die skrifberuiming van Hebreërs 13 vers 15. En ek wil net graag daai versie lees. Laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer van lof bring. Die lof wat aan hom gebring word deur die lippe wat sy naam bely. En dit is absolute fontein van dankbaarheid. Dis die lofoffer wat ek aan God bring. Want wie is ek? Ek is as gevolg van hom. Wat is ek? Ek is as gevolg van hom. En so kan ek elke liewe vraagie antwoord. Ek is as gevolg van hom. En dit moet spontaan uit my binneste uit 'n offer van lof aan die Here bring. Ja, net so. Dankie julle, dankie. So, kom ons kyk dan na die gespreksvraag daar, bladsy 94. Ons lees Psalm 40 vers 4 tot 6. Wat leer ons in hierdie verse veral uit vers 6 en hoe skakel dit in by die tema van dankbaarheid? Daarna kan ek weer vir jou vra om vir ons te lees asseblief. Hy het my 'n nuwe lied in die mond gelê, 'n loflied vir ons God. Baie sal daarvan hoor en hom die eer toebring. Hulle sal op die Here vertrou. Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel en hom nie wend tot duister magte en tot mense wat hulle met skyngode ophou nie. Here my God, U het baie wonderlike dinge gedoen. U dink altyd aan ons. Daar is niemand soos U nie. Ek sou daarvan wou vertel en daaroor praat, maar dit is te veel om op te noem. Maar dan dat die vers sluit so mooi aan by wat jy vroeër gesê het, as nou regtig moet gaan neerskryf wat die Here alles gedoen het, daar's nie genoeg papiere nie. Nee. En dis wat Dawid hierso sê. Maar okay, kom ons kyk na die vers. Wat leer ons in hierdie verse, veral uit vers 6 en hoe skakel dit in by die tema van dankbaarheid? Ek het my antwoord hierso geskryf: God vra nie offers nie, net gehoorsaamheid aan hom en dat ons hom bo alles moet stel. Ek dink opregte dankbaarheid behels toewyding om die Here te vertrou en nie ons hoop op verbygaande dinge van die wêreld te sit nie. Want ons is baie geneig om te dink, miskien as ek nou 'n verhoging kry of miskien as dit gebeur, jy dink aan wêreldse goed wat jou uit jou probleem uit gaan kan help. Pas fokus op die Here en hy sal vir jou die verhoging of die ander werk of hy sal vir jou die uitkoms gee en hy sal vir jou ook die krag gee om te gaan deur dit wat deur jy gaan. Ek dink ons moet ons hoop altyd op die Here hê, nie op enige iets anders nie. Ek dink Dawid sê so mooi, hy het my 'n nuwe lied in die mond gelê. En dit is maar net iemand wat dankbaar is wat so kan sing. O ja. Sê ek net, ekskuus, en ek sien nou, Marana, jy het nou verwys na die offers. Die Here soek nie diereoffers of graanoffers nie, maar hy wil gehoorsaamheid hê. Ek moet net 'n nota maak hier, so die 53 en die 33 en 53 vertaling se vers 6 is daai. Die Here soek nie diereoffers en graanoffers nie, maar hy wil brandoffers hê. Maar die vers het opgeskryf van die vertalings van die hoofstukkie as maar in die 83, dis wat ons hoofsaaklik gebruik, of is vers 6, wat hy sê, en gaan hom net weer vir ons lees. Here my God, U het baie wonderlike dinge gedoen, U dink altyd aan ons, daar is niemand soos U nie, daar's niemand soos U nie, ek sal daarvan wou vertel en daaroor wou praat, maar dit is te veel om op te noem. En dit, net om daai weer by dankbaarheid in te werk, is Dawid lê klem hierso op die oorvloedigheid van God se goeie dade. En dat dit is te veel. En dis waar my fokus moet wees. Dis waarop ek my lewe moet bou op dit wat die Here gedoen het. En dan gaan my lewe, soos jy gesê het, Gustav, hoe gaan ek anders as 'n lied te kan sing? Want dit is die lied kom van die goeie dade wat die Here gedoen het. Die lied kom omdat ek sy goedheid ervaar, omdat ek dit sien en nie vaskyk in dit wat skeef loop, sleg loop nie, maar omdat ek my oë oopmaak vir sy wonderlikheid. Ja, dis wat vir my daar uitstaan. Enigiets nog van julle af? Ja, ek is reg. Ek wil ook maar net die Hebreërs 13 vers 16 lees wat sê, moenie nalat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dit is die offer wat vir God aanneemlik is.
En dis maar net vir my so weer eens, hier die Hebreërskrywer kom en hy sê, hier's 'n opdrag vir julle. Moenie nalat om dit. Ja, En dit amen. klop vir my regtig baie mooi in by hier. Ja, definitief. Okay, dan kom ons by punt nommer 3 in die boekie, dankbaarheid in gebed. So onder andere waarna ons kyk, dit is 'n gebedseminar. So Psalm 118 vers 24 sê vir ons, dit is die dag wat die Here gemaak het, laat ons daaroor juig en bly wees. Okay, wat vir my uitstaan daarso is, wees bly. Hierdie is die dag wat die Here gemaak het. Dit wat ons gedoen het, dit wat ons sien, die goedheid het beleef, die Here het gemaak, kom ons wees bly daarin. En ek was op hoërskool uitgedaag deur 'n predikant, wel uiteindelik so 'n klompie van ons uitgedaag en hy het gesê, ons word so ingestel in hierdie lewe om die verkeerde goed raak te sien, om te fokus, om te kla en te moan en te groan alles. En hy het ons uitgedaag om vir 30 dae, elke dag voordat jy uit jou kamer uitgaan, dankie te sê vir 3 goed waarvoor jy dankbaar is. 3 goed en jy mag nie goed herhaal nie. Dit was sy fokus. Net om jou brein half te herprogrammeer om te fokus of om te soek dit wat goed is. En dit is wat my hier ook uitstaan. Al is jy net dankbaar want die Here het die dag gemaak. Dit is genoeg. Dit is meer as genoeg. Ja. Ja. Vir my is dit net dis een van die byprodukte van dankbaarheid is blydskap. En as jy nadink oor alles wat die Here vir jou gedoen het, dan kan jy nie anders as om bly te wees nie, want dit het tog op die einde van die dag werk dit vir jou die beste uit. Amen. Ja. Ja, ek dink David wil hier net maar vir 'n mens wys. Jy het nie nodig om hard te soek vir goed om oor dankbaar te wees nie. Kyk maar net om jou rond. Dis die dag wat die Here gemaak het. Kom ons wees bly daaroor. Ja. As die son skyn, kan ons bly wees. As dit reën, kan ons bly wees. Ja. Ons behoort bly te wees daarin. Net iets wat Dominee geskryf het, wat ek wil uitlig, is dankbaarheid wys dat my siel gesond is. Ek dink dit is iets baie interessant. Maar dis 'n getuienis dat my fokus is op die Here, my siel is op die regte plek. Okay. Die gespreksvraag, kyk ons na Psalm 106 vers 1 tot 2. Hoe sien ons dankbaarheid in hierdie verse? Hoe hou hierdie vers verband met Psalm 100 vers 4 en wat is die resultaat van hierdie dankbaarheid? Gustav, en ek weer vir jou vra om vir ons die versies te lees. Dankie. Prys die Here, loof die Here want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Wie kan die magtige dade van die Here onder woorde bring? Wie kan sy lof ten volle verkondig? Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange. Dank hom, prys sy naam. So, hoe sien ons dankbaarheid in hierdie verse? Hoe verband met Psalm 100 vers 4 en wat is die resultaat daarvan? Ek weet nie hoekom ek hierdie geskryf het nie, maar ek het geskryf, ek dink nie dit is 'n opdrag soos don't worry, be happy tipe iets nie, maar ek dink is eerder 'n vermaaning van wat sê fokus op God want hy is waardig om geprys te word. Ek dink nie jy kan vir iemand sê okay, jy moet nou wees nou bly. Ons is nie akteurs nie of sê huil nou. Om daai emosie te voel, moet jy tog dit wat dit veroorsaak kan ontlok. So jy moet hartseer kan dan moet iets gebeur wat jou hartseer maak, dan moet iets gebeur wat jou bly maak. En ek dink as ons aan sy goedheid dink, dan gebeur dit wat my bly maak in hom. Ja, en dit is maar net weer my vertroue in hom, wat dit net weer bevestig. Amen. Ek dink seker nou soos Kenneth, maar daar's nou nog 'n liedjie. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in him. Dit is net so, hierdie moet uit ons uitborrel. En dis, as jy nie hierdie goed sing en na hierdie tipe liedjies luister nie, dan is dit moeilik om op so 'n punt te kom, waar jy net absoluut borrel van blydskap en dankbaarheid. En ek wil Gustav, jy noem dit nou, maar ek wil anders by Miranda wat sê, dis nie iets wat ons net kan
ek het net besluit, nou as ek bly en ek smile en ek gaan maar aan, dis maar aangeplakte smile, die beste kom uit, soms moet ons nou maar 'n smile aansit, en dan werk mens in die hart, maar as ek, dit begin in my hart, eintlik, en wanneer ek soos die psalmis skryf in Psalm 106, ek dink dit is so mooi, prys die Here, loof die Here, want hy is goed, want sy liefde is daar geen einde nie, wie kan die magtige dade van die Here onder woorde bring? Hy besef, hy kyk na die Here se dade, hy kyk na dit wat hy gedoen het, en hy vind vreugde daarin, want dit is goed. En ek dink, dit gaan grootliks oor waar is my fokus. As my fokus op die regte plek is, dan is dit wat gaan uitborrel, dan is dit wat gaan uitkom, dan gaan ek nie anders as om te kan bly wees nie. En dit gaan deurkom in my gebed, want hier sien ons, die psalms is eintlik maar, baie van dit is maar net gebede. En die psalmis, Dawid, hy's vol van dankbaarheid, want hy vergeet nie wat die Here gedoen het nie. Daar's 'n psalm wat sê, ek wil nie van een van u weldade vergeet nie. En dis waar sy vreugde gevind, dis waar sy vreugde gevind het. En dis ek dink ons behoort na God toe te gaan, Psalm 100 vers 4 sê, gaan in sy tempel in met lofgesange, kom na hom toe in gebed, met blydskap, wat gevier word uit jou dankbaarheid uit. Ja, dis wat ek net hier van my kant af. So, dit bring ons dan by die laaste puntjie in hierdie sessie, dankbaarheid as 'n leefstyl. Gustav, sal jy vir ons daar so lees asseblief? Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. As jy nou my tieners was by die jeug, dan sou ek nou vra, wanneer moet ons dankbaar wees? En dan, dis in alle omstandighede. Hy draai nie doekies om hier nie, dis nie net in die goeie omstandighede, dis in alle omstandighede. En so toevallig is dit die versie net na hierdie ene. Ja, net so. Vir my het hier so uitgestaan, daai wat Johan skryf, dit is 'n skande of liewer 'n sonde om ondankbaar te wees. Ek het nog nooit daaraan gedink dat dit soos 'n sonde is eintlik om ondankbaar te wees nie. En ek dink ons as mense is ons so maklik onvergenoeg. Daar is so baie waaroor ons kan kla. Ek is nie iemand wat graag nuus kyk nie. Ek weet min of meer wat in die wêreld aangaan, maar ek wil nie heeltyd al die negatiewe goed hoor nie. Dit stem my negatief. En ek dink as jy heeltyd na sulke goed luister en jy hoor hierdie goed en jy's iemand wat maklik jou laat intrek in sulke goed, dan gaan jy gaan negatief wees. Daar's geen ander manier hoe jy kan optree nie. Jy gaan negatief wees. Maar om te fokus op die Here is nog steeds in beheer, maak nie saak wat gebeur nie. Ek dink dit gaan vir jou daai dankbaarheid gee, want dit maak nie saak wat gebeur nie. Hy's in beheer en ek is dankbaar vir dit wat hy oor my pad stuur. Ja. Amen. Ja, en as ek wil ook net, dit het my ook nogal hard getref, maar dan ek lees, dis 'n skande om nie dankbaar te wees. En dan dink ek nou maar net terug aan my ouers. En ek kan onthou dit my ma ontstel as ons okay, nie op die eerste keer dat ek nie dankie sê nie, dan sit nou okay, sy het my mos nog geleer, sê dankie. Maar as 'n gewoonte is, dat ek nie dankie sê nie, dis elke nou nog 'n probleem. As jy sê, maar hoor jy is nooit dankbaar nie, jy sien nie wat ek doen nie, en selfs by die huis nou, as ek nie vir my dankie vir my vrou sê vir die kos wat sy altyd maak nie, dis nie lekker nie. En nou dink ek nou maar die kos wat sy maak. Nee, die kos is lekker, ekskuus. Dis nie vir lekker as ek nie die erkenning gee wat dit hoort. En nou dink ek nou maar net, die Here doen soveel meer vir ons. Soveel meer as net 'n bord kos wat hy vir ons gee. Soveel meer as net 'n dak oor ons kop. Hy gee vir ons die ewige lewe. Hy het sy seun vir ons prys gegee. Hoe seer moet dit om nie maak as ons nie dankbaar is daarvoor nie? As dit ons al so seer kan maak as iemand goed as van selfs kinders goed dit as vanselfsprekend aanvaar. Hoeveel te meer moet dit om nie ontstel nie. En dit het my hart nogal aangespreek om te sê, maar hy doen vir ons goed, hy verdien ten minste my dankbaarheid. Op die minste. Dit wat Johan hier in hierdie laaste paragraaf skryf, waarom sal ons dan kla en kerm? Ons is gered, skoon gewas en het die voorreg om God in ons liggame te verheerlik.
Sou ons dan sterf, het ons die heerlike ewige lewe as erfenis. Ons kies daarom 'n lewe van dankbaarheid. Amen. Amen. Net so. En daai keuse moet ons elke dag maak. En weer eens, ek dink wat so duidelik wat vir my so kern is tot dankbaarheid is, dit gaan oor waar is my oë? Waarop fokus ek? Fokus op, soos jy gesê het, Miranda, die slegte goed wat alles gebeur in die wêreld, of is my oë gefestig op dit wat die Here gedoen het? Nou, dit bring ons by die laaste gespreksvraag. Ons lees Romeine 8 vers 18. Waarvan is Paulus oortuig in hierdie vers? Waarom sê hy dit en waarop baseer hy die aanname? Hoe gee dit vir ons nuwe hoop en help dit ons om met dankbaarheid te lewe? So Romeine 8 vers 18 is persoonlik een van my gunsteling verse. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. So ja, waarvan is Paulus oortuig? Waarom sê hy dit en waarop baseer hy die aanname en hoe gee dit vir ons nuwe hoop en help dit ons met dankbaarheid in ons lewe? Hierso dat ek dink hy is oortuig daarvan dat ons dit wat ons deurgaan, ons suffering hier op aarde is net tydelik. En dat ons moet dankbaar wees vir God se beloftes en oor ons ewige toekoms saam met hom. Ons moenie ons blind staar teen dit wat hierso gebeur nie. Ek dink ook dit gee net vir ons perspektief van wat belangrik is en dat ons fokus moet op die hiernamaals wees. Ons moet nog steeds besig wees met alles hier op aarde, maar jou fokus moet wees op die hiernamaals. Ja, amen. Amen. En ek dink wat vir my uitstaan hier, so wat Paulus oortuig is van, Paulus is oortuig, en dis wat ek hier lees, dat die wonderlikheid van die hemel, dit wat vir ons voorlê, hy is oortuig dat dit is uit en uit die moeite werd om maar deur hierdie lewe te sukkel en die enige vorm van lyding wat ons hier kan ervaar, dit weeg nie op teen dit wat vir ons voorlê nie. Dis hierdie lewe die hemel is die moeite werd om deur te druk. Die hemel is die moeite werd om te volhard in die Here se woord, om nie op te gee nie, want daar kom 'n tyd wat dit wonderlik en amazing gaan wees. Al is dit nie nou nie. Die tyd kom. En ek dink as ek net die aanname wat hy waarom sê hy dit en waarop baseer hy die aanname? En hierdie is ongelukkig net waar vir mense wat gered is. Want die ewigheid gaan nie beter wees vir die wat nie die Here Jesus aanvaar het nie. Dis net waar wanneer ek die Here se kruis dit vir my aangeneem het en in dankbaarheid daarvan leef. Dat hy het vir my gesterf, my sondes vergewe en ek laat dit toe dat dit my lewe dryf. Net iets wat ek daar moet bylas. Ja. Maar ja, en dis waarom ons nuwe hoop is, dat ons het die ewige lewe. Gustav, enigiets wat jy daar wil sê? Nee, ek stem 100% saam met wat jy sê. Dit is absoluut, en ek dink as 'n mens Paulus se omstandighede net probeer verstaan, wanneer hy sê hy het skipbreek gelei, hy is geslaan met stokke, hy sit in die tronk, en 'n mens sien sy omstandighede, dan skryf hy sulke teksverse soos hierdie waar dit gaan oor blydskap en dit gaan oor vreugde. Dan kry 'n mens net nuwe waardering vir sy liefde vir Christus, dat hy ten spyte van watter omstandighede ook al, is dit Paulus se keuse om te sê, maar ek sal my verbly in die Here. Amen. Ja. Amen. Ek dink hy so baie mooi getuienis dat ons kan ons vreugde vind in die Here en dis onuitputbaar by hom. Maar ja, dit is dit vir vanaand. Dankie dat julle deelgeneem het. Dankie vir almal by die huis. Wees of maar dan volgende week is julle weer terug net op daai noot. Volgende week se sessie gaan Dinsdag aand wees. Woensdag is 'n vakansiedag, so ons kom Dinsdag aand by mekaar. Ek hoop nie is vir julle nuus nie. Ek hoop ek het met julle gereël, Gustav, Miranda. Maar ja, dis op YouTube, so dit sal die van julle nog steeds Woensdag aand wil kyk. Dit sal beskikbaar wees dan ook. Maar okay. Gustav, kan ek vir jou vra om ons die aand af te sluit met gebed asseblief? Here, baie dankie vir nog 'n geleentheid waar ons rondom u woord kon gesels en bespreek. Dankie dat u vir ons harte van dankbaarheid gee, Here, dat ons net hoe wakker te word
om ons te kyk en te sien dat dit is die dag wat die Here gemaak het en daaroor is ek bly. Here, gee vir ons gees en ook die karakter om te kies dat ons elke dag dankbaar sal wees. Nie net vir die dag nie, Here, maar ook vir die klein goedjies wat U in ons lewe doen wat ons so maklik miskyk. En Here, leer ons om dankgebede te bid tot eer en verheerliking van U naam. Amen. 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 Okay, baie dankie julle. En ek hoop julle geniet julle vakansie. Ek net vinnig laaste 2 herinneringe vir almal by die huis. Onthou om te like, te subscribe en onthou om in te teken vir ons te sê jy het hierdie sessie saam met ons voltooi. Dan sien ons julle weer volgende week selfde tyd en selfde plek. Dankie julle, lekker. Dankie Chris. Mooi aand. Bye bye.